Baie hartlike goeiedag geliefdes, welkom ook met die afkondigings wat ons graag as NG Gemeente Jeffreys Bay met julle wil deel. Die eerste baie lekker stukkie terugvoer is van Erika af, wat kinderkamp gehad het op Eerste Rivier, so luister gerus na Erika. Hallo gemeente, op Valentynsnaweek was die koningskids weg met hulle jaarlikse graad 4 tot 6 kamp. Ons tema was hart tot hart. Ons het geleer hoe God se hart vir ons klop, hoe ons hart vir God moet klop en hoe ons harte ook moet klop vir 'n wêreld in nood. Dis natuurlik ons gemeente se visie om golwe van lig en lewe te wees vir 'n wêreld in nood. Daar was geswem en gespeel en meel gegooi en werklemoen geëet en alles in die naam van die Here. Baie dankie vir elke kind en elke ouer wat ons ondersteun het. Hierdie 50 kinders het dit so geniet. Ons sien jou volgende jaar weer. Dan ons volgende inset is 'n inset van Dominee Nardus af, wat saam met Andre gaan praat, 'n lekker nuwe uitdagende bedieningsgeleentheid, waarvan ons gemeente kan deel wees, so luister gerus na die gesprek tussen hulle twee. As sy gemeente, ek is verskriklik opgewonde vandag om hier saam met Andre te kan wees, en Andre is hier van Foodsock. Nou, ons is baie opgewonde om bietjie saam met hulle in 'n vennootskap in te gaan. En Andre, jy is hier om vandag vir ons 'n bietjie iets te vertel van wat Foodsock is en waartoe ons kan uitsien, en dan gaan ek bietjie met ons deel waar ons glo die Here ook Foodsock in ons gemeente en gemeenskap sal kan gebruik. Andre, vertel vir ons 'n bietjie, wat is hierdie ongelooflike produk wat hier in my hand is, wat ons noem Foodsock? Dankie Dominee Nardus, dis vir ons 'n groot voorreg om saam met julle in vennootskap te tree. Foodsock is 'n idee van Karl van Blerk, en dit is eintlik om voedsame en bekostigbare maaltye aan enige individu beskikbaar te stel. En die idee het eintlik gegroei uit COVID uit, toe daar so groot nood was vir behoeftige mense om 'n ordentlike en voedsame maaltyd te hê. Sure. So, en dit kom eintlik nou in hierdie pakkie voor, en help my net gou vinnig verstaan, hoe werk dit, wat doen ek met hierdie pakkie as ek hom nou sou koop? So daar's 13 verskillende maaltye wat jy van kan kies, en dis baie eenvoudig. Jy het 'n hittebron nodig en water in 'n pot. En dan sit jy hierdie bestanddele daarin, en na 30 minute het jy 'n maaltyd. So dit een so kous gee 4 mense kos, of tussen 6 en 8 kinders, en dit werk ongeveer uit so R15 per persoon. Sure, dit is regtig wonderlik, en soos julle gehoor het, is ons as gemeente baie opgewonde om bietjie saam met julle in vennootskap te gaan en te droom oor waartoe Foodsock kan gaan. Ons dink spesifiek aan ons versorgingsbediening, sowel as ons sendingbediening. Is ons besig om te praat oor 'n klomp goeders, oor waar hierdie produk ons regtig ook kan help. En ons wil dit vandag in die gemeente kom bekendstel. En ek wil eintlik dit so vinnig verduidelik. Van eerskomende maandag af gaan jy hierdie kouse, of hierdie koskouse, hierdie Foodsocks, kan koop by ons kerkkantoor. En die droom is dat ons 'n lekker afsetpunt kan word hiervoor. So as jy sommer net wil 'n paar pakkies kom koop om vir mense uit te deel, as jy enige tyd welkom. Soos Andre gesê het, daar's 'n lekker hoeveelheid soorte geregte. So kom kies asseblief. En dan as jy groter wil koop, kan jy ook deur ons en saam met ons bestel, waar ons 'n vennootskap met Andre hulle is. So asseblief kom doen dit. So van maandag af, as jy enige tyd welkom by die kerkkantoor, by Atelier, kan jy vir julle so Foodsock kom aanskaf. En ook as jy dalk op hierdie stadium ons Joshua projek sowel as SOS projek wil ondersteun, want dis die twee bedieninge wat ons glo regtig op hierdie stadium goed gaan baat vind daarby, en ons ook die uitbreiding daarvan vooruit sien, kan jy ook by die kerkkantoor kom koop en dit sommer net daar ook skenk of self na die projekte toe neem as jy sou wou, want hulle gaan dit ook gebruik ook om vir mense daar so kos te gee. So Andre, ons sien verskriklik uit. Help my net gou vinnig, julle droom oor hoekom Foodsock en waar kom dit vandaan uit julle harte uit, en hoekom waartoe glo julle kan dit ook beweeg? Dominee, dit kom eintlik maar van my vrou se hart af, en ons het altyd 'n sagte plekkie vir minder bevoorregte mense en kinders, en ons het die geleentheid oor ons pad gekry, en ons glo dit is die regte tyd om dit hier bekend te stel, en ons is baie bevoorreg om saam met julle te kan werk. Ons sien baie uit.
So een pakkie gaan beskikbaar wees vir R60 en jy kan hom koop en soos André gesê het, 4 mense, groot mense, 'n maaltyd en of 6 tot 8 kinders. Asseblief kom wees deel hiervan, ons sien verskriklik uit. En André, ons sien uit om saam met julle hierdie pad te stap. Dankie Dominic. Ons derde inset is ons bouspan van Yati, wat een van die dae nou na Transkei toe vertrek, na Yati toe wat ons ondersteun, en hulle gaan vir ons 'n bietjie meer vertel, Benny en Nardus, van die werk wat hulle nou daar gaan doen in voorbereiding vir ons uitreik in Junie maand. So kom ons luister na hulle. Dan is ons baie opgewonde. Ons het 'n Yati bouspan wat van die 22ste tot die 26ste Februarie nou gaan om 'n klomp voorbereidingswerk vir ons groter span in Junie maand te gaan doen. So Benny, julle is 'n klompie wat in hierdie tyd gaan om voor te berei, 'n paar nuwe goedjies aan te pak. Vertel vir ons dalk vinnig, wat gaan julle doen en waarvoor kan mense vir julle bid in hierdie tyd? Dis baie dankie Nardus. Gemeente, dankie vir julle inkoop dat dit moontlik raak om 2 keer 'n jaar nou in Yati te gaan. Ons as konstruksiespan ry nou Sondag, so wanneer jy die video sien is ons op die pad. Ons is op pad soontoe om nodige herstelwerk en as ek Engels kan sê maintenance te doen, maar die groot fokus is om ook 'n groot 80 vierkante meter dak te gaan opsit om die spasie vir volgehoue bediening in die toekoms te kan moontlik maak. So ek dink regtig in terme van gebed, dit is 'n moeilike, gevaarlike pad, so bid asseblief ook vandag vir ons vir 'n veilige rit soontoe en so ook vir donderdag as ons terugkom. En dan, omdat dit so kort tydperk is, regtig vir energie, krag, wysheid, net om alles so effektief as moontlik te doen. En dan baie belangrik, ek dink as jy wil ons volg in hierdie proses, kontak die kantoor om jou op die WhatsApp groep te sit, of scan, as ek die Engels kan sê, die QR-kode en volg wat ons mee besig is daar gaan daaglikse opdaterings wees om te sien waarmee ons besig is. So dankie ook vir julle as gemeente wat hierdie moontlik maak. Dankie vir julle inkoop. Ons is verskriklik opgewonde en ons seën julle ook in hierdie proses saam met die span, Benny, en ja, ons sien uit wat die Here ook hiermee gaan doen. En dan geliefdes, is daar iets lekker om na uit te sien. Die van julle wat Hartsweek meegemaak het, saam met Dr. Frederik Maree, en net lekker stil geraak het by die Here. Vir die vrouens is daar 'n geleentheid met die Wêreldbiddag vir vroue, DV die 6de Maart. Dis Vrydagmiddag 5:00 tot 6:00 en al die dames, vrouens, manne is ook welkom, maar al die vrouens spesifiek is uitgenooi na die Wêreldbiddag vir vroue. Ons werk met die tema van Matteus 11 wat sê kom na my toe, kom rus by my, so ons gaan lekker tyd met die Here spandeer. Daar gaan getuienisse wees, daar gaan skrif wees, daar gaan gebed wees, daar gaan regtig net 'n goeie tyd saam met die Here wees. So ons wil al die vrouens uitnooi na die Wêreldbiddag vir vrouens, DV die 6de Maart 5:00 tot 6:00 by die Gama kampus. Julle is hartlik uitgenooi. En dan vir al die manne. Die manne het ons die Wêreldbiddag vir mans is daai volgende dag, die 7de, die Saterdag, en dit gaan vroeg die oggend wees, 6:00 die oggend met sonsopkoms. Ons gaan lekker saam bid en daarna kan julle koffie saam drink en huise toe gaan. So bring jou koffievles saam, kom drink lekker koffie, kom bid saam en kom spandeer tyd saam met die Here. Julle is hartlik uitgenooi. En dan mag julle 'n besondere mooi erediens hê. Mag hierdie Sondag vir julle 'n Sondag wees waarin die Here regtig waar tot diep in ons harte inspreek en ons ook ons liefde met hom sal deel. Mooi dag vir elkeen.